So, ek gaan vir julle so 'n bietjie die afgewaterde weergawe gee. Ons het in Oktober laas jaar in die kerkraad bymekaar gekom vir ons jaarlikse stilword. En ons noem dit 'n stilword, want ons doen dit in gebed en smeking en ons vra vir die Here, wat is die pad wat hy wil hê ons moet stap vir 2017 vir die volgende jaar? Waartoe wil hy ons lei, waartoe wil hy ons uiteindelik vat? En gewoonlik gee ons binne so 2-3 weke vir die gemeente terugvoer hieroor. Maar soos julle nou kan sien, is al amper 6 maande later en julle dink seker by jouself, dit is tamelik laat vir terugvoer. En die rede daarvoor is dat ons nie net die konsep wou deel van wat dit is wat God vir ons gesê het ons moet doen nie, maar ook vir julle 'n bietjie meer vertel van wat is ons strategie, hoe ons dit gaan doen. So, ek gaan 10 minute en 5 minute in pak as julle so kyk. Probeer. Hierdie twee mense is Prof Malang en Kenneth Callahan. Hulle het saam 'n boek geskryf, 12 sleutels vir missionale gemeentes. En een van die vrae wat ons by die kerkraad vir onsself gevra het is, wil ons as wilgespreide gemeente wees wat krimp of stagneer, of wil ons 'n gemeente wees wat groei? En wanneer ons praat van krimp en groei, praat ons nie van getalle nie, maar ons praat van hoe relevant ons is in die gemeente, in ons gemeenskap. Met ander woorde, wil ons groei in ons invloed, wil ons 'n groter invloed hê in die wêreld waarin ons leef, of wil ons stagneer in dieselfde bly? En omdat ons gesê het ons wil groei en ons wil meer relevant wees in die gemeenskap in die wêreld waar ons leef, het ons besluit dan moet ons 'n aanpassing maak. Ons moet 'n paar grade verandering maak, want as jy ander om dieselfde te doen, dan gaan jy nie dieselfde bly, dan gaan jy nie verander nie. So, Prof Malang se werk het ons gebruik om ons gemeente te ontleed in daai 12 sleutels of 12 areas. En ons het dan 8 areas gevind waarin ons tamelik okay is en waar ons al reeds 'n klomp werk doen, en 4 areas geïsoleer. 2 waarvan ons nie so goed doen nie, en 2 wat ons gesê het is sterkpunte waarop ons verder wil uitbou. En ek wil net vinnig vir julle 'n aanhaling lees van Kenneth Callahan in een van sy boeke. It says, living is giving. We live life best as we give our strengths, gifts and competencies in the service of God's mission. We are called to serve, not to survive. Our giving makes a difference in our families, our work, our community, our world and our church. En ons sê graag as Christene, ons dien 'n lewende God. Maar wat beteken daai dien? Wat beteken dit om te sê ek dien? Dit beteken diens is tog om iets te doen. Nee, ons kan nie net terugsit en net ontvang wat die Here vir ons gee. Ons moet ook opstaan en teruggee van dit wat ons het. En dit is die huur wat ons betaal. So, as ek dit in Afrikaans kan vertaal, ons betaal die huur deur ons diens vir alles wat ons ontvang van Christus, van God af, sonder dat ons dit verdien. Okay, so nie worry nie, julle hoef nie al hierdie te lees nie. Dit is op die webblad as julle dit wil aflaai. Aan die linkerkant is die 8 areas wat ons geïdentifiseer het waar ons nie wil fokus nie, waar ons reeds bedieningsspanne en projekte het wat daar aandag gee. En aan die regterkant, bokant, 2 van ons swakker areas waar ons beter graag wil doen. Een daarvan is finansbediening. Ons het besluit om dit nie uit te lig nie, want die rentmeesterskap wil reeds die finansbediening as 'n projek gevat, en ons het verskeie klein projekte wat ons loods om ons rentmeesterskap te verbeter. Maar dan die 3 areas wat ons graag wil verbeter is pastorale versorging, leierskap en open toeganklike gemeente. So as ek gaan na die volgende skyfie en ek vat daardie 3 areas en ek ontleed dit so klein bietjie, dan kan jy dit in 3 projekte basies gaan opsom. Die eerste ene, pastorale versorging, dan leierskap, ontwikkeling en open toeganklike gemeente. En omdat ek julle die afgewaterde weergawe gee, gaan ek nie al daai lees wat op die skyfie is nie, maar ek wil uitkom by die missie van elkeen van die 3 projekte. So, as ons net kyk na pastorale versorging, die herder wat verantwoordelik is vir daardie projek is Dominee Andrius van Rooyen. Hy het 'n passie hiervoor, dit is hoekom hy gekies het om dit te doen. Ons het besluit ons wil 'n missionale gemeente wees. Nou wat beteken dit om 'n missionale gemeente te wees? Dit beteken jy is relevant in die gemeenskap waarin jy leef. Dis geloof, dit word gekenmerk deur gelowiges wat dienend, verandering en hoop leef in die wêreld. Met ander woorde, ons wil hê dat die
gemeenskap in die wêreld na ons kyk met hulle missionale gemeente sien. Hoe gaan ons dit bereik? Daar is opsommend net 5 van die dinge. Ons wil relevant wees in die omgewing. Ons wil omsien na bestaande gemeentelede. Ons wil nuwe intrekkers so vinnig as moontlik integreer. Ons wil ons mentorraad uitbrei waar die hande en die voete is van pastorale versorging. En ons wil die betrokkenheid van bestaande bedieninge verbeter. En as jy nou die missie wil lees van waaroor gaan pastorale versorging, jy kan sien dis 'n hartjie. Dit gaan oor omgee. Ons bereik mense met geestelike nood en ondersteun hulle effektief. Ons besoek lidmate wat siek is tuis in ons hospitale. Ons ondersteun mense wat rou. Ons sien om na die geestelike behoeftes van lidmate. Ons is opgewonde oor nuwe intrekkers en laat hulle welkom voel. Volgespreid se deure is wyd oop vir almal wat Jesus liefhet. En dit spesifiek gaan oor hoe sien ander mense, hoe sien die gemeenskap Volgespreid? Is dit 'n plek waar hulle tuis kan voel? Ons missionale identiteit is nie slegs in ons eredienste beskikbaar nie, maar word ook 'n integrale deel van elke lidmaat se lewe. Ons is op hierdie aarde geplaas om ander te dien. En daar is 4 maniere waarop jy betrokke kan raak by pastorale versorging as jy wil. En Dominee het nou reeds vir die ander diens gesê, ek gaan na die tyd in die naval beskikbaar wees. So as jy betrokke wil raak by enige van hierdie 3 projekte, skakel dan sommer direk by my, of kom sien my in die laadpaal, selfs met die herder wat in beheer is van daardie projek. So die volgende projek is open toeganklike gemeente. Dit val onder Dominee Braam. Dominee Braam is die herder van daardie projek. En hierdie gaan oor effektiewe bemarking. Dit beteken, ons wil ons identiteit bekend maak in die wêreld daar buite. Eerstens, ons wil 'n missionale identiteit hê en ons wil hê die mense, die gemeenskap daar buite moet weet waarvoor staan ons, wat dit is wat ons doen. So, dit gaan oor die effektiewe gebruik van 'n webblad, gebruik van sosiale media, opleiding van disippels, dis julle wat hier sit, om buite effektiewe disippels te wees, om mense te lok na ons kerk toe, om nuwe mense te nooi, om goeie nuus oor ons gemeente en dinge wat gebeur hier te versprei, om ons jeugwerkers en ons jeug te integreer, met ander woorde om hulle deel te maak van die werk wat ons doen, en dan om gesinne te stabiliseer. Ek dink, julle wat hier sit weet, waarskynlik bietjie meer van die Vibrant 5 en die 7 ritmes as die res van die gemeente. Aan die ander kant, Vibrant 5 gaan juist daaroor, om God koning te maak in jou gesin, en om sodoende jou gesin te stabiliseer. Want gesonde gesinne is die fondasie van 'n gesonde samelewing. So as ons in ons gemeenskap gesinne kan stabiliseer, dan kan ons gemeenskap stabiliseer. So daar is hoe ons dit gaan doen. Ek dink om julle tyd te spaar, gaan ek dit nie vir julle lees nie, maar gaan lees gerus die missie van open toeganklike gemeente. Julle sal sien, dit gaan oor wat ek nou gesê het. Dit is effektiewe bemarking en hoe ons dit gaan bereik. En dan die laaste enetjie, daar is die maniere hoe jy betrokke kan raak daai. Miskien hier's nog jonger mense in hierdie groep wat baie in touch is met tegnologie. Ons het veral tegnologiese vaardighede nodig om ons te help om effektief te bemark. As jy 'n passie het daarvoor, kan jy daarbey aansluit. Of opleiding vir die jeug. Ons het 'n behoefte in die opleiding vir die jeug, veral ouer mense om hulle wysheid te deel met die nuwe generasie, wat ons sien die nuwe generasie. En jong mense is, wat my betref, almal wat jonger is, ek is almal jonger as 41 is jong. So, as jy ouer as 41 is, dan is dit jou werk om die jonger is op te lei. En ons wil ook net so bereid, en moet saam met ons opgewonde raak oor die geleenthede wat daar is om goeie nuus te deel. Bring goeie nuus na die bemarkingsspan, sodat ons dit op ons webblad en op ons Facebook page en so kan deel, sodat die gemeenskap kan sien wat dit is wat ons doen. En dan laastens, leierskapontwikkeling. Ons het leiers nodig om spanne te lei om hierdie werk te doen. En 'n leier is nie noodwendig altyd die persoon wat voor staan nie. Partykeer is dit ook die ou wat terugsit en wanneer niemand opstaan om dit te doen nie, net voel, maar iemand moet dit doen en hy staan op en hy begin dit. Ons is nie almal
die ewe effektief met alle fases van leierskap nie. Partykeer het 'n projek 'n leier nodig om aan die gang te kry, om hy aanvanklike energie te gee. En op 'n latere stadium wat daai leier oorgee na 'n finisher. So besluit of jy iemand is met die energie om 'n ding te begin, of jy iemand is met die energie om 'n ding klaar te maak. Want ons het altyd tipes leiers nodig. So leierskapontwikkeling is deel van ons projekte deur die nuwe jaar te daarmee. Dit gaan daaroor om nuwe leiers op te lei, om bestaande leiers beter toe te rus en om met die tyd leiers te vervang wat uittreed. En hierdie gaan oor Care and Growth. Daar kan julle die beginsels lees van Care and Growth. Ek gaan na die volgende skryfie gaan waar ek dit vertaal het in Afrikaans. Dit sê daar is 'n groei van die mens word bepaal deur die proses wat motief laat ryp word. Nou motief is hoekom ons dinge doen. Die motief verander van ek is hier om te ontvang na ek is hier om te gee sonder om enigiets terug te verwag. En jy kan regtig eers teruggee wanneer jou beker vol is en jou beker oorloop. En dit is waaroor dit gaan. Wat is my motief? Doen ek dinge omdat ek dit vir my eie behoeftes doen? Of as 'n leier doen ek dit omdat ek my span wil beter toerus sodat hulle meer effektief kan wees in die werk wat hulle doen? 'n Leier wat omgee is 'n leier wat nie gefokus is op die resultaat van sy projek nie, maar gefokus is op die ontwikkeling van sy mense. En dit is waar daai subtiele verskil is. So my werk as 'n leier wat care en wat ander grow, wat omgee en wat groei, is om te fokus op my lede en my span en hulle toe te rus vir die taak wat hulle moet doen. En hoekom doen ons dit? Want ons glo die Heilige Gees is uitgestort oor ons, nie om ons vol te maak vir ons eie benefit voordeel nie, maar sodat ons lig kan laat skyn in 'n donker wêreld daar buite. En baie keer praat die Heilige Gees met my en jou 'n klein stemmetjie. Dis nie noodwendig 'n lig of 'n vlammetjie of 'n vuur wat jy op jou skouers kom sit soos die Heilige Gees gekom het toe die eerste keer uitgestort is, maar dis 'n stemmetjie wat ek glo wat in elkeen van ons is. En wat vir jou sê, weet jy wat Armand of Arie of Johan of Chris, staan op, ek wil hê jy moet betrokke raak. So as die Heilige Gees met jou praat, wees gehoorsaam. Kom na ons toe, ons sal vir jou help om betrokke te raak en laat jou lig skyn in die wêreld. Dit is 'n donker plek vir my. Dankie.